Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White, die gawe van God aan jou. En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Handelinge hoofstuk 2 vers 38. Christus het die gawe van die Heilige Gees aan sy kerk beloof, en die belofte behoort aan ons net soveel as aan die eerste disippels. Ons moet net so ernstig bid vir die neerdal van die Heilige Gees, as wat die disippels op Pinksterdag gebid het. As hulle dit destyds nodig gehad het, het ons dit vandag nog meer nodig. Die mate van die Heilige Gees wat ons ontvang, sal in verhouding wees tot die mate van ons begeerte en die geloof wat daarvoor beoefen word, en die gebruik wat ons sal maak van die lig en kennis wat aan ons gegee sal word. Daar is baie wat glo en bely dat hulle die Here se belofte opeis. Hulle praat oor Christus en oor die Heilige Gees, maar ontvang geen voordeel nie. Hulle gee nie die siel oor om deur die goddelike werktuie gelei en beheer te word nie. Ons kan nie die Heilige Gees gebruik nie. Die Gees moet ons gebruik. Deur die Gees werk God in sy mense om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. Filippense hoofstuk 2 vers 13. Maar baie sal hulle nie hieraan onderwerp nie. Hulle wil self bestuur. Dit is hoekom hulle nie die hemelse gawe ontvang nie. Slegs aan diegene wat nederig op God wag, wat wag vir sy leiding en genade, word die Gees gegee. Die krag van God wag op hulle aanvraag en ontvangs. Hierdie beloofde seën, opgeëis deur geloof, bring alle ander seëninge in sy sleep. Dit word gegee volgens die rykdom van die genade van Christus, en hy is gereed om elke siel te voorsien volgens die vermoë om te ontvang. Wanneer die Heilige Gees in die hart woon, sal dit die menslike agent lei om sy eie karaktergebreke te sien, om die swakheid van ander te bejammer, om te vergewe soos hy vergewe wil word. Hy sal jammerlik, hoflik en Christusagtig wees. Die Heilige Gees gee liefde, vreugde, vrede, krag en vertroosting. Dit is soos 'n fontein van water wat opspring tot die ewige lewe. Die seën is gratis vir almal.